Welkom op Blindside, Lucas en Stefan. Dit is vir ons regtig lekker om julle hier op te hê. Kom ons gesels bietjie oor julle seisoen in terme van resultate. Ek dink wat by ons betref by die eerste span, meeste van ons foute op hierdie stadium, ons lê nou op die oomblik by die Noordval 8ste plek. Maar meeste van daai is ons het 'n bietjie neergekom op ons eie foute, maar seuns is positief. Ons speel nou miskien dalk nog ons laaste wedstryd teen Monas. Interessante storie van hulle is, hulle het begin onder 14, hulle heel eerste skolewedstryd hierdie groepsin was teen Monument en ons maak ook nou klaar met hulle. Is dit maar meer foute op die veld? Is dit maar meer goed wat julle van die veld af dink julle kon anders gedoen het? Ek dink is so bietjie van al twee, maar goedjies wat skoolseuns nou en dan onder druk, partykeer hou ons op speel. Ek meen, ons het 'n game gespeel teen Noordheuwel waar 'n brandalarm afgegaan het. Ons was 17-0 voor. Alarm gaan af, ons is 'n uur van die veld af. En net teruggekom en Noordheuwel het net besluit, daar gaan hulle nou. En ons het daai game toe verloor. Maar sulke goedjies wat net heel seisoen opgeduik het, wat ons gesukkel het om partykeer te hanteer. Ek glo seker ons kon dit beter gedoen het. Maar ook nie, daar's 'n klomp goedjies wat jy net nie kan beheer nie, iets soos dit. Julle het ook beserings, het dit ook 'n invloed op die resultate vir hierdie jaar? Ja, so ons het vir Marco Kok, 8ste man wat Akademieweek gespeel het, hy al die hele jaar besukkel hy met sy knie. Hy kom terug van 'n ACL af en toe het ons nou 2 weke terug ook uitgevind, hy het iets in sy bobeen seer gemaak, skeer gehad op in die groot terme wat die manne gebruik. En dan het ons nou verlede week Saterdag, ons heel agter Tiaan Postumus het toe sy enkel gebreek in 'n tackle. So ja, ons het beserings, maar nie dat dit ons terughou op hierdie stadium nie. Lucas, as ek vir jou kan vra, Waterklub was tradisioneel eintlik maar onder jou top 10 skole geklassifiseer in rugby terme. Waar julle tans lê is by die Alfred sal glad nie waar hulle wil wees nie. Watter planne het julle in plek om daai op te tel? Jo, Thys, ja, ek dink Waterkloof staan bekend vir 20 jaar terug sy rugby wat hulle gespeel het en als ek dink hulle in afwys die groot derby gehad en dit was op 'n baie goeie plek gewees. Nie dat ons nie op 'n goeie plek is nie, maar ek dink ander skole het begin agterkom, Menlo Park en Garsfontein, daar moet moeite gedoen word met jou strukture. Jy moet gaan werf, jy moet die goeders in plek kry om seker te maak jy rugby tel op, anders gaan jy val. So ek dink met dit, die fokus het baie geskuif van Waterkloof af na ander skole wat begin optel het, as so sulk dat Waterkloof swakker gedoen het. Ja, Affies stel op en Affies doen goed, maar ons het laas jaar in die finaal gespeel van die Noordval en in daai span het top 15, top 20 gelê. So dit is daar, ons kry dit reg, maar soos ons net sê, daar is beserings, daar is goed wat altyd inspring met jy so 'n bietjie buite in die bout. Maar op die einde van die dag, ons is happy waar ons is. Ons moet net aanhou fight, dis 'n groot ding. As direkteur, julle het hoeveel spanne nou? As ek dit nie mis nie, 12. Wel, 12 A-spanne. Ja, nee. A en B spanne. A en B, ja, B en C, ja. So julle het al 3 spele in die beker dan, ja. So anders as C, hoeveel addisionele rugby spelers is op die skool? Ja, dis die ander ding, Thys, dit maak dit nogal redelik moeilik. So Noordval vra net 'n AB en 'n C, dis al wat punte tel. So wat gebeur met jou D-span seentjie is hy begin miskien hokkie speel want hy weet hy gaan nie in die strukture kom nie of hy gaan nie speel nie. Dit maak dit redelik moeilik met diepte en as jy ander skole soek om teen te speel, jou D-span byvoorbeeld teen hulle A of B-span, want dis maar die kwaliteit dan hulle het reeds 'n seisoen uitgepak. Hulle soek nie nog wedstryde nie. Hulle wil nie nog laring op hulle seuns sit nie. So dit is nogal redelik moeilik om daai seuns aan die gang te hou. So ons het 'n AB en 'n C, op baie jare het ons 'n D-span wat inkom, maar oordat hy nie speel nie, maak dit redelik baie moeilik. Groot skole sal vir jou sê, Affies of hulle soek asseblief 'n D-span of 'n 5de en 'n 6de. Ek dink hierdie jaar, laas naweek het ons 'n 6de span by die seniors volgemaak, want die seuns wil speel. Hulle is daar, maar ons kry dit ongelukkig elke naweek nie. As jy kon kies tussen 'n derby georiënteerde struktuur of stelsel waarin jy sou wou speel of dan nou die beker stelsel, wat sal vir jou beter werk? So Thys, dit maak dit moeilik en dit is miskien my eerlike opinie oor dat ek van die Kaap of kom, weet ek hoe daar word net friendlies gespeel en jy kan jou wedstryde bepaal rondom 12, 14 wedstryde maak jy klaar van die jaar, dan is jy klaar. So hierdie lading op jou kinders is minder. Ons sit in 'n skool waar ons ongelooflike talentvolle seuns het, maar jou seuns doen atletiek ook, hulle doen cricket ook.
hulle presteer aan want dit is 'n topklas seun en as jy met akademiese nommer 1 skool in Suid-Afrika of in Gauteng, dan sit die druk daar ook nogal op. So dit is moeilik. Ons eerste span het laas jaar gedraai by 23 wedstryde wat dit baie moeilik maak. Dit maak dit redelik taaf. So ek weet Noordval wil baie graag wedstryde afskaal om minder te speel, maar die druk bly nog steeds daar. Jy kan nie iets buite dit reël nie. En dis lading op die seuns. Dis op hulle lywe, hulle is ontwikkeling, hulle ontwikkel nog, so hulle is op 'n plek waar ek nie weet of hulle daai baie druk kan hanteer nie. Ek dink net as jy 'n beker speel, moet jy net minder wedstryde speel. Maak dit minder en kleiner. Maar die ouers en die kinders hou van die beker, hulle hou van die kompetisie daarvan en so aan. Alhoewel ek dink die druk altyd nodig is op 'n kind om te presteer. Ek dink ouers en die stelsel sit genoeg druk op hom. Ek dink ons moet druk op hom sit oor dat hy moet presteer en promosie relegasie moet wees nie. Ek dink daar is nogal rof vir 'n skoolseun. Maar ja, dis waar ons nou is. Ek wil 'n bietjie gesels oor die afrigters. So as jy vir my sê jy het ABC spanne, is meeste van julle afrigters onderwysers? Ja, so ons het so op die oomblik so 2200 afrigters by die skool, waarvan 4 van buite af is. Ons probeer dit so min as moontlik hou en niks teen 'n buite afrigter nie, maar die onderwyser in die skool het net 'n ander dissipline met die kind. Hy verstaan die stelsel, hy verstaan ons kan baie gou by mekaar kom pouse vir vergadering of hoe dit ook al mag wees. En hy hou die dissipline van die kind. Hy weet wat die kind se punte is. Hy weet om druk op die kind te sit. Hy weet wat sy kind se huisomstandighede. En al daai goedjies speel vir ons 'n rol by rugby. Ons probeer al daai goed verstaan om nie net rugby te georiënteerd te wees nie. Waar buiteafrigter kom, hy wil wen en hy gaan en hy's weg en dis dit. So die afrigters wat van buite af is, moet in ons stelsel inkoop. Ek dink ons het die laaste 4 jaar dieselfde afrigters van buite af oor dit hulle inkoop, oor dit hulle die stelsel verstaan en alles. Maar dit maak dit moeilik. Daar's elke jaar minder mans onderwysers by skole. Wat dit baie moeilik maak. So jou kwaliteit onderwyser wat elke keer inkom is nie altyd rugby georiënteerd nie. Hy is miskien 'n onderwyser, hy wil miskien nie rugby afrig nie. So daar is omstandighede wat dit baie keer moeilik maak, maar as ons kan, soveel as moontlik onderwysers. Sure. Hoe hou julle afrigters verantwoordelik vir die speelkultuur in Waterkloof? Kyk, ek dink hulle hou hulle self verantwoordelik. Ek dink hulle sit, soos ek sê, hulle sit druk op hulle self. Ja. Hulle almal het rugby gespeel. Hulle almal is ongelooflik trots op die skool. Hulle sit hulle eie druk op hulle self om seker te maak die stelsel hardloop en so aan. Ons hoef nie druk op hulle te sit nie. Ons probeer hulle manage, ons probeer vir hulle hulp van buite af kry om te help en te sê hoorie, maar ons weet hulle kan nie oral bykom nie. Lucas, het julle een tipe DNA in terme van afrigtingstyl wat van julle hoofafrigter kom of het elkeen maar sy eie tipe afrigtingstyl? Also nee, dis 'n baie goeie vraag en ek dink ek wil ja en nee sê. Ja, ons het 'n blou druk wat almal half inkoop in, maar die blou druk is die vinniger maniere ons speel. Ons het 5-6 punte wat ons voel seuns moet doen by die skool en wat moet plaasvind en afrigters inkoop. Maar ek kan nie druk op my afrigter sit of om sy persoonlikheid en sy DNA uit die span te haal, dit wat hy is. En dan raak hulle raak robots. Hulle raak onder my, ek programmeer, ek sê vir julle speel op hierdie manier, julle doen hierdie manier. Maar daai klein bietjie iets wat 'n Stefan Koetser hom maak en 'n Miller van der Nest en wat hulle maak, hulle persoonlikheid, wil ek nog steeds in die wedstryd hê. So hulle het hulle eie bietjie spasie om te kan doen wat hulle wil. Ons probeer seker maak die calls wat deurgaan van die kleintjies tot die seniors bly dieselfde. Sodat as die kleintjies bo kom, weet hulle wat is dit en wat mag hulle genoem word of wat nie en dat hulle nie die mekaar raak nie. Hoe belangrik is werwing vir julle met die wete dat Garsfontein opgetel het, Melle opgetel het? Hoe fokus julle op die werwingskant? Ja, daar is van kardinale belang. En ek dink soos ons stelsel ook werk met ons hoof en so, is hy vra vir ons om werwing te gaan doen op laerskole en nie om in te koop dit wat ons nodig het nie. Dis nie waarvoor ons wil bekend staan nie. Ons wil nie bekend staan as 'n skool wat eerste span wen want ons het gaan inkoop en dis nie is ons talent nie. Ons wil regtig as 'n skool bekend staan wat gaan soek by laerskole, gaan regtig moeite by die laerskole regtig doen met die ouers en hulle begin intrek. So ons begin al op graad 6 regtig werwing doen met seuns, identifiseer, loop 'n paadjie met hom. Ons wil hy met inkoop in die stelsel van graad 8 af dat hy trots is as hy uitloop en sê my 5 jaar spandeer, hy het regtig ingekoop. En ek dink ons kultuur van rugby is baie gefokus op 'n karaktervorme van jy gaan 'n paar wedstryde verloor en jy moet okay wees daarmee, maar dis al wat jou karakter gaan vorm. As ons rugby wegvat uit hierdie gesprek uit, moet daar nog steeds iets belonend wees vir die kind om te sê hoor, ek's 'n beter mens vir my gesin, vir my vrou, ek gaan iewers in die lewe kom, ek gaan hard werk
En daai kom per ongeluk uit verlore uit hoe jy al hoe jy karakter gaan bou. Sê vir my julle beleid met ouers, kommunikasie na ouers toe, doen julle dit in die begin van die jaar, doen julle dit deurlopend op oop deurbeleid? Wat is julle beleid met dit? Ja, so ons ouerskommunikasie is maar ons het 'n ouers inligtingsgroep wat ons het. Ons gaan kies uit elke ouderdomsgroep 'n ouerverteenwoordiger aan die einde van die jaar of eintlik die begin van die jaar en hulle verteenwoordig dan daai ouergroep. En ons het kwartaallikse vergadering waar ons sit en ons praat oor fondsinsamelings en hoe ons hierdie skool gaan help om beter te kan wees en so aan. Dit maak die kommunikasie beter van hulle na ons toe, dat nie elke ouer het jou bel oor sy seun nie, dat hulle praat met hierdie ouer. En so ek dink ek nou genoem is op 73 groepe op my foon en WhatsApp. So as hy mal gaan op 'n Saterdag, dan moet jy weet daar kom die boodskappe deur, maar dis net om dit te kanaliseer, dat daar net beter kommunikasie is. En ons ouers is ongelooflik betrokke. Hulle is baie erg by die skool en oor die kinders en ek dink dis oor dit hulle inkoop van graad 8 af in die skool te wees. Stefan, as jy vir 'n jong belowende seun moet motiveer hoekom Waterkloof bo Affies bo Menlou, wat is jou tipiese antwoord op so iets? Ek dink ek is bevoorreg genoeg hierso by Waterkloof wat ek was al 'n maskot vir hierdie eerste span. Ek was in hierdie skool en ek het nou ek het vir die eerste span gespeel en ek is bevoorreg genoeg om hulle nou te kan afrig en ek moet sê regdeur was dit nie altyd net die rugby wat my gevorm het nie. Ek was by die skool betrokke en so het hierdie hele ding my gevorm in die man wat ek vandag is. En ek dink sonder 'n plek soos Hoërskool Waterkloof sou ek nou nie die man gewees het wat ek is nie. So ek weet nie of ek sal nooit 'n kind net sê hoor hier kom, dit gaan vir jou. Ek sal net sê dit wat uit my ervaring het en waar ek nou sit vandag is ek bitter dankbaar vir hierdie skool. Fantasties. Sonder om enige geheime weg te gee, as julle nou sou speel die naweek, hoe voel julle oor die wedstryd? Hoe gaan julle maak? Ons moet maar altyd respek hê vir 'n outfit soos Hoërskool Monument. Ek dink is 'n baie fisieke span, maar ons seuns ook as dit kom by daai deel, het ons sommer so afgespreek dat ons is ook een. Okay. So ons het ons planne, maar ek weet hulle ook. So ons sal maar sien Saterdag. Lukas, en vir julle sterkte toe wens. Baie dankie. Nie net vir Saterdag nie. Ek moet sê ek het waardering vir hoe julle goed benader. To be honest, 'n paar eye-openers in die gesprek. So baie dankie vir julle tyd. Waardeer dit opreg. En baie sterkte met die werwingsproses. Baie dankie. Baie sterkte met julle seisoen vorentoe. En Lukas, mag julle weer daar kom waar ons weet Waterkloof behoort te wees. Baie dankie, waardeer dit. Dankie julle. Dankie vir julle.